Goeiemôre vriende op hierdie lekker Saterdag. Dis die 20ste Junie 2026. Ek hoop julle tot dusver toe 'n lekker naweek wat voor julle uitstrek. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Ons slaan ons oë inderdaad hier in Kaapstad, Here, op na Tafelberg. En wanneer ons oë opslaan na Tafelberg, dan besef ons, Here, u grootsheid. Dat u Tafelberg geskep het. U is die skepper van die hemel en die aarde. Here, ons wat omring word deur water, om te besef dat u stel grense aan die water. U is die skepper ook van al die waters. As ons oë opslaan, Here, in 'n wolklose nag, sien ons inderdaad u is die skepper van al die sterre en planete. Raak ons bewus dat u die skepper is, inderdaad van die hemele. Ons kom buig ons neer, Here, voor u. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, soos ek sê, ek bombardeer julle 'n bietjie daarmee, maar ek wil hê dat julle so inderdaad bewus gaan wees van die konteks, hoekom die Hebreër, hierdie Hebreërskrywer, hierdie briefskrywer aan hierdie Hebreërs, meestal Jode wat tot bekering gekom het, liewe vriende, wat uit die Judaïsme gepad het, Jesus aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker, as gevolg daarvan is vervolg, baie swaar kry, moed verloor, en sommer besluit, ag nee, wat ek dink hulle moet nou maar weer teruggaan na hulle ou geloof toe. Was nie net hulle gewees, ja, was natuurlik ander mense wat uit ander godsdienste en gelowe gekom het, wat ook tot bekering gekom het en vir Jesus Christus aangeneem het. Ne? En dan kom skryf hy hierdie brief eintlik om hierdie mense te bemoedig, en vertel hy hier in Hebreërs 11 van hierdie geloofsgalery, hierdie geloofshelde, en kom sê hy, julle oë moet gerig wees natuurlik op die ou einde, op die hemelse prys. Julle moet weet, julle is net bywoners hierso. Dan vertel hy van Abraham en Isak en Jakob en nou Josef en almal vertel hy vir hulle, hoor hierdie ouens het hulle swaar gekry, het hulle in God vasgehou. Julle moet ook in God vashou. Moenie moed verloor nie. En ons het gister 'n bietjie stil gestaan by Moses op die eind wat die Egiptenaar doodgeslaan het, gevlug het, 40 jaar lank eers teruggekom het, die vader dood is, en dan staan daar die volgende, hy sê in vers 28, omdat hy Moses geglo het, het hy die Pasga ingestel en die bloed aan die deurkusyne laat smeer, sodat die engel van die dood met die eerstgeborenes, nie die eerstgeborenes van Israel sou tref nie. Moses wat later terugkom, en dan wat die volk wil, en God vir Moses sê, hoor jy gaan die volk moet uitlei, en dan ken julle die verhaal waar hy sê, Here, wag nou, ek hakkel, Here, ek kan nie dit goed doen nie, sê die Here, man, noem ek hom nonsens vertel nie, en sê hy, ek gaan jou sommer Aaron gee, en jou te help daar, en dan wil Moses nog hierdie kant toe, en daardie kant, en dan sê God van, moet nou nie met daai nonsens na by toe kom, hier is vir jou 'n staf, jy gaan 'n paar wonderwerke daar so doen, julle moet nou almal sien dat ek is by jou, Moses, kom nou, nee. En dan sien ons Moses kan nou later ook nie meer anders nie, en dan gaan hy nou maar, en dan is al die plaag wat julle nou ken, en dan kom die laaste plaag natuurlik, en die Farao, die Israeliete nie wil laat gaan nie, is die laaste plaag natuurlik, dat God vir hom gesê, hoor jy moet 'n lammetjie slag, jy moet ongesuurde brood gevat, die bloed moet jy teen die deurkusyne van die Israeliete smeer, sodat wanneer die doodsengel verbykom, hy geen niks van die Israeliete sal tref nie, maar net die Egiptenare, sodat hierdie koning eens en vir altyd sal luister, dat ek die God is van die heelal, die God ook van die Israeliete. En dan sien ons die Egiptiese koning, wil hulle nie laat trek nie, en dan daai nag, kom die engel en hy maak al die eerstgeborenes dood van die Egiptenare, die mans, vrouens, diere, alles maak hy dood. En dan is hy 'n verskriklike gehuil en geween en geknars van tande in Egipte, kan natuurlik in die aard van die saak indink, maar op daai stadium, net voordat die engel gekom het, word die Pasga ingestel, wat dan nou vandag in die Nuwe Testament die nagmaal is, en terwyl hulle die Pasga instel, dink hulle daaraan dat hierdie bokkie geslag is vir hulle, en dat die ongesuurde brood wat hulle eet, om hulle dan altyd te herinner op die eind, en dit is waar jou paastyd ook vandaan kom, om hulle jou te herinner aan dat God hulle uitgelei het
uit Egipte land het. Ons sê ons gebruik die nagmaal waar Jesus ons uitgelei het uit die slawerny van sonde uit, né? En word die Pasga ingestel en kom sê hulle eintlik daardeur, maar Here, ons vertrou op U, ons glo op U, ons het gesien wat U gedoen het, ons het gesien wat U aan Egiptenare gedoen het en Moses was instrumenteel deel daarvan om hierdie mense te help om ook te glo, né? Deur alles te gedoen. Dan kon nie anders as om te glo nie, om te sien al die goed wat Moses gedoen het, bloed wat in water verander, die paras wat daar so was, die beskiete wat daar was. Ek het nie eens alles onthou wat Moses gedoen het nie, né? Maar was 'n klomp van daai goeders wat julle moes nou maar weer steekvlee op 'n stadium gewees, sprinkane gewees as ek dit nie mis het nie. Klomp sulke tipe goed was daar gewees, né? Wat die Israeliete fisies gesien het, maar dat die Here by Moses is. En op die ou en dan nou die laaste plag. Nou kom die Hebreërskrywer, gaan nou weer terug na die Hebreërskrywer. Nou kom vertel die Hebreërskrywer vir hierdie mense en hierdie mense wat swaar kry, moedeloos is. Kom sê, kyk hoe God voorsien. Nie eers hierdie Egiptenare kon hulle terughou nie. God het ingestaan vir die Israeliete. Julle hoef nie bang te wees nie. Nou praat hy weer met hierdie mense, soos om my interpretasie. Kom praat hy met hulle, kom sê, sien jy hoe het God by hulle gewees? Die Egiptenare wou hulle te nagekom tot op die einde is al hulle eersgeborenes dood. Julle kan maar God vashou, maak nie saak wat gebeur nie. Moenie kyk na die vervolging nie. Moenie kyk na al hierdie goed nie. Moenie moed verloor nie. Hierdie God is altyd getrou. Kyk net maar net in die tyd van Moses hoe het hy opgetree. Hy het vir Moses geroep. Hy het hom aangestel om die volk Israel uit te lei. Die Farao wou nie luister nie. Hy het hulle verskriklik verdruk en op die ou einde het God eenvoudig ingegryp en gesê tot hier toe en nie verder nie. En die eersgeborenes is almal doodgemaak van die Egiptenare. En daar kom sê die Hebreërskrywer vir hierdie mense, julle kan maar op God vertrou. Julle hoef nie moedeloos te word nie. Miskien is ek en jy op daai punt dat ons wil moedeloos raak as hierdie hele paar dae wat ons nou stil staan hier by Hebreërs in die agtergrond van die Hebreërs Hebreërboek vir jou. Om net vir jou bewus te maak daarvan God los jou nie. Al is jy moedeloos. Al wil jy sommer alles los. Moenie. Wees weer eens daarvan bewus dat God met jou kom praat deur die Gees. Gaan nie oor ja nie, ek sê dit is stof maar nie. Maar dat God met jou kom praat en vir jou kom sê, my kind, maar ek vertel nou vir jou al hierdie voorbeelde van hierdie geloofshelde. Dit gaan eintlik nie oor hulle nie, dit gaan oor ek wat getrou was aan myself en by hulle was en hulle bygestaan het en hulle gelei het. Kom sê God miskien vir jou waar jy in 'n situasie op hierdie stadium in jou lewe is. Kom sê hy, al is jy moedeloos my kind, moenie moedeloos wees. Al kry jy swaar. Al beleef jy miskien vervolging daar by die werk en mense breek jou af omdat jy uitkom vir my. Die Here is by jou. Hou net vas. Hou net vas. Onthou, jy's 'n vreemdeling op hierdie aarde. Jy leef nie vir nou nie. Jy leef vir altyd saam met Jesus en ons leef vir die hiernamaals, né? Kom sê hy vir jou en vir my. My vuisind. Mag julle God se liefde ervaar, die genade van die Here Jesus Christus God self, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, God die Gees self. Amen.